dis die 31ste Julie en is Vrydag. Ek meen, hoe goed kan dit raak? Dit is die einde van een van die koudste maande vir ons vir die jaar, en môre is 1 Augustus begin te draai. Binnekort is die hitte weer terug. Dit is my lekker om weer vandag saam met julle te wees. Die hele week het ons gekyk na die skepping en wat my en jou rol moet wees in God se hande werk in die skepping. En vandag gesels ons weer daaroor. So kom ons spring sommer dadelik in die verse in en dan praat ons bietjie verder. Romeine 8 vers 22 sê dit so, hy sê, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees van God as eerste gawe van God ontvang het. Ons sug ook. Ons sien daarna uit, dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklike bevry. Paulus sê, die skepping sug van pyne. Nou wat is dit wat jou seer maak in jou omgewing, in jou woonbuurt, in jou wêreld, in die skepping wat jy dalk miskien na kyk? Dalk miskien is jy groot liefhebber vir diere, of vir plante, of vir tuin, of vir natuur skoon, of wat ook al. Miskien is jy ongelukkig oor hoe mense deesdae net rommel strooi en net die aarde net seermaak, of net wilde diere dalk miskien seermaak, of vang en strikke, of wat ook al die geval mag wees in jou wêreld of jou omgewing. Die vraag is, hoe kan ek en jy het verander? Jy sien, ek en jy word vrygemaak van die verganklike. Ons leef vanuit 'n ander posisie uit, vanuit 'n posisie en 'n verhouding met God, met die Gees van God in ons, 'n lewendmakende Gees. En ek en jy vermoë om te skep, so ek en jy kan uit kreatiewe maniere dink, om dalk miskien 'n verandering te bring. Nou iets ek graag wil voorstel vir jou in jou wêreld, in jou week, in jou omgewing, dalk miskien sommer hierdie naweek tyd vat daarmee. Vat, terwyl dit so lekker koud is, dalk miskien jou hond of jou troeteldier, en stap in jou woonbuurt. Gaan stap rondom die blok, en tel die papiere op in jou woonbuurt. Loop rond en soek, waar is daar spasies, of waar is daar plekke wat regtig vuil is. En loop en tel net elke dag, hierdie naweek dalk miskien. Saterdag, later dalk miskien vanmiddag, Sondag, tel 'n bietjie papiere op en stap saam met jou troeteldier daar in jou woonbuurt. En terwyl jy so papiere optel, terwyl jy so besig is om saam met jou troeteldier op tyd te geniet buite, bid ook somme. Bid vir die skepping, bid vir die natuur, bid vir die mense in jou omgewing en vra dat God hulle harte sal verander, vra dat God sal lewendmakende Gees, Heilige Gees, ook in hulle lewens sal uitstort en verandering bring. Kom ons bid vir ons wêreld, kom ons bid vir die mense rondom ons, bid vir onsself en kom ons sê dankie vir God dat hy ons aangeneem het as sy kinders, dat ons anderste na die wêreld kan kyk, as bestuurders, rentmeesters, mense met 'n opdrag, dat God ons vertrou het met sy skepping. Kom ons hanteer die skepping met dieselfde sensitiwiteit wat ons ander mense sal hanteer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg ons het om die natuur te kan geniet, om die natuur skoon te kan geniet. En Here, stuur ons as ambassadeurs, as werkers, as u kinders uit in ons woonbuurte, in ons omgewings, om die natuur mooier na te kyk. Help ons om 'n voorbeeld te wees vir ander mense, waarna hulle sal kyk, en hulle self, Here, gemobiliseer sal word, om ook 'n verskil te maak, en ook na die skepping sal omsien. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Lekker dag vir jou verder, pas jouself op, en ons sien mekaar weer. Totsiens.